Ek wil amper iemand uitnooi en vir julle sê, kom voel ek op my hart. Ek sê gister vir Simon, die gedeelte in Romeine waarna ons kyk vandag is harde Here. En dit is een van die minder populêre gedeeltes, is ek seker van, en met my navorsing volg ek nogal baie predikante wat ook die Bybel so oopbreek, en ek kom agter baie van hulle skram weg, en hulle praat baie bolangs oor hierdie gedeelte, en ek verstaan hoekom. Die probleem is net, 'n ou gaan eendag voor die Here moet staan en hy gaan vir jou vra, hoekom het jy weggeskram van my waarheid af? En ek kan dit nie doen nie. So, ons gaan aan met Romeine hierdie week, en gister sê ek vir Simon, hy sê, hoef daarom nou nie onder haar stoel in te duik nie. Maar die woord waarna ons kyk vandag is regtig 'n harde waarheid, wat ons almal in die gesig staar. En julle gaan sien hoe hy begin fokus op 'n sekere gedeelte, maar dan sal ons ook sien, niemand word eintlik vrygeskel, soos met hoe Paulus Romeine 1 afsluit nie. Nou, hierdie stuk wil ek amper vir julle sê, wat ons eerste dag gaan kyk in Romeine 1 vers 18, kon hy ontrent geskryf het in die huidige kultuur waarin ons onsself bevind. Jy sal amper dink, hy lewe in dieselfde tyd as ons. Nou, die volgende gedeelte van Romeine word in 3 dele gedeel. Dit sal wees 1 vers 18 tot 32, dan kry ons Romeine 2, vers 1 tot en met Romeine 3 vers 20. So, ons moet onthou, toe Paulus hierdie brief geskryf het, het hy nie in hoofstukke geskryf nie. Dit was een brief gewees, aaneenlopend, en die teoloë het later, soos hulle die Bybel bymekaar gesit het, dit in hoofstukke en verse gaan opbreek. So, eintlik van hier af tot en met hoofstuk 3 vers 20 is aaneenlopend veronderstel om te wees. Maar obviously, as ek dit nou so gaan aanbied, gaan ons middagete moet eet, so en aandete. Maar, soos ek laasweek vir julle genoem het, kan ons amper Romeine in 2 deel. So ons gaan eers bietjie kyk na die slegte nuus, en dan gaan ons kyk na die goeie nuus. En ek het dit laasweek ook gesê, dit is goed om eintlik so half eers die slegte sien, en dan besef ons hoekom ons die goed so nodig het, hoekom ons die Here so nodig het. Nou, ek het ook laasweek vir julle genoem, die boek Romeine gebruik die woord God se toorn die meeste naas Openbaring, maar as ons in die volume kyk, tussen die 2 boeke, hoeveel kleiner Romeine as Openbaring is, dan kom die woord eintlik die meeste voor. Nou, hierdie volgende stuk wat ons gaan lees, en ons gaan eers kyk na vers 18 tot 23, lees amper soos 'n verslag van hierdie tyd waarin ons huidigelik lewe. So ek wil asseblief hê, julle wat julle Bybels hier so het, kan so lank na Romeine 1 vers 18 toe gaan, ek seker al van Tony gaan dit hier agter vir julle ook sit. Maar ons gaan nou vandag eerstens kyk na hoe die heidense wêreld skuldig staan voor God, en dan sal ons ook sien, hoeveel keer staan ons dalk nog steeds skuldig voor God. Nou Romeine 1 vers 18 begin, en hy sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in die ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, wat God het aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag, goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. En ek wil net gou hierso vinnig stil staan. Hierdie is eintlik waar die Here vir ons sê, maak nie saak wie jy is nie. As jy eendag voor God staan, gaan jy nie ontken dat daar 'n God was nie, want hy openbaar homself aan ons, net deur sy skepping. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van die voëls en 4-voetige kruipende diere. Nou eerstens sal ons hierso sien, begin Paulus se fokus op God se toorn. Hy spreek sommer dadelik aan, en hy sê eintlik vir die mense van daai tyd, hoor julle, hierdie is nie iets om ligtelik op te neem. God se toorn is 'n werklikheid. God se regverdige oordeel gaan 'n werklikheid wees. En hy is baie duidelik waar hy sê, baie mense onderdruk met opset die waarheid van God. Want baie mense besef dat as hulle erken daar is 'n God, dan moet hulle ook onderdanig wees aan daai selfde God, en dalk moet hulle dan erken dat die realiteit van die hel 'n werklikheid is.
So God se woede en haat vir sonde is nie selfsugtig nie, maar is 'n bewys van sy heilige en liefdevolle reaksie op die mense se goddeloosheid. Nou skryf Paulus dit van daai tyd, maar dink 'n bietjie in vandag se huidige wêreld waarin ons lewe, hoe goddeloos het die wêreld geword. Nou hier skryf Paulus pertinent, en ek het nou vir julle uitgewys, dat niemand gaan eendag voor God kan staan en sê ek het nie geweet nie. Nou as ons by Romeine 2 kom, gaan ons bietjie verder oopbreek wat hy bedoel met dit. Maar eintlik wat Paulus sê, ons almal het 'n mate in ons harte dat ons weet wat is reg en wat is verkeerd. Ons weet ons moenie moord pleeg nie. Dis nie omdat jy 'n Christen is dat jy dit weet nie. Jy weet jy moenie steel nie. Dis nie omdat jy 'n Christen is nie, maar die Here het eintlik daai wet op ons harte geskryf en ons gaan volgende week bietjie uitbrei op dit. Dan sê hy vir ons hierso die hele natuurlike wêreld is 'n getuie van God en sy heerlikheid. En weet julle, ek staan nogal gisteraan so ek sê gister na hierdie manneoggend ek was eintlik verstom met die goedheid van God. En ek staan op het uit so buitekant en die wolke kom so met die weerlig en die maan en ek sê vir Simon, hy dis vir my so mooi as ek God se skepping sien en ek besef. Net dit alleen is vir my genoeg van 'n werklikheid dat daar God is. Nou niemand kan na die skepping kyk en glo daar is nie 'n skepper nie. Net soos wat hierdie kansel nie homself aan mekaar gesit het nie. Het hierdie aarde waarop ons lewe ook nie homself aan mekaar gesit nie. Daar moes 'n skepper gewees het. En dan sê Paulus, die probleem is, mense is nie noodwendig verstandelik dom nie, maar hulle is dwaas, want al weet hulle daar's 'n God, wil hulle dit nie erken. In die laaste gedeelte sê hy, mense kon God se hand gesien het, maar hulle het geweier om hom te dank en eerder afgode begin aanbid. Nou hoe dit van toepassing is in ons konteks vandag, is dit vir my net soos Paulus die heidene daai tyd gewaarsku het, sien ons dit vandag nog. Mense wil nie erken God bestaan. En ons ken al die argumente, ons beleef dit, as jy dink aan iemand soos Darwin, wat begin het met hierdie nonsens van evolusie. As ons gaan kyk na die Big Bang, die hartseer realiteit is, ons kry Christene wat die Big Bang wil ondersteun, en wat wil sê, maar dit val in by die Here se skepingsplan, dit doen. Die Here het gespreek en dit het gebeur. God het geskep met sy woorde, dit is dit. Nou die rede hoekom ons sondes meer sal verdedig, as om voor God te staan en vergifnis te vra, is omdat ons erken hoe faalbaar ons dan is. Julle en baie van ons is vandag net so skuldig, as julle gaan kyk, hoe word die aarde deesdae aanbid? Die skepping word meer aanbid as die skepper. Ons almal moet groen gaan. Ons is meer ingestel oor die fisiese plek waarop ons lewe, as oor ons siele. Ons slaan meer aandag om pappies te beskerm en hondjies te beskerm as ongebore babas. Hulle doen in Amerika 'n vraelys wat hulle mense vra, sal jy daarvan hou as hulle klein ongebore baba hondjies uit die hond se maag uit verwyder en hulle doodmaak? Ons almal nee, ons lewe nooit. Hoe kan julle dit doen? Dan sê hulle net daarna, okay, en as ons dit met kinders doen? O nee, ek stel nie belang in dit nie. Ek wil nie daai gesprek hê nie. Ons slaan meer waarde aan 'n hond as aan 'n skepsel van God. Ons lewe in 'n tydperk waar dit gemaklik geraak het om losbandig te lewe, want al wat ek doen is ek gaan haal volgens hulle hierdie ding uit. Jou lewe begin met inseminasie. Hy is 'n skepsel van God. En ons vat dit ligtelik. Ons maak dit af of dit niks is nie, en die Here sê vir jou, daai bloed is eendag op jou hande. Ons aanbid die skepping bo God. Nou ek kan vir julle gou een ding sê, ek verstaan dis bietjie meer van 'n liberale uitkyk, so ek wil nie polities raak nie. Maar ek gee nie om wat jou uitsig is polities nie, julle. Die Here weef aan mekaar in die mens. En daai is 'n skepsel van God. Dis nie 'n ongemak of 'n ongerief nie. As jy oor die tou getrap het jy oor die tou getrap. Dan vat jy verantwoordelikheid vir die slegte keuses wat jy dalk gemaak het, want God weef daai kleintjie aan mekaar. Dis 'n seëning. Die woord sê teenoor vir ons is 'n geskenk van God af. Maar nog 'n ding wat Paulus hier uitwys, en ek sien baie Christene in hakies nou en kerke wat baie skuldig is hulle maak God gelyk aan die verganklike, wat beteken hulle maak God gelyk aan ons. Ek hoor predikante wat van kansels af sê, ons is in God se beeld geskape, so dit maak ons klein letter gode. Dis nie wat die woord van God sê nie. Hy het nie op een plek gesê, ek skape jou in my beeld en dit maak jou 'n klein God nie.
Want as ek 'n God in my eie is, hoekom het ek die Here nodig? Hoekom het ek nodig om op my knieë te gaan voor 'n lewende God as ek dan 'n God op my eie is? Dis Griekse mitologie daar. Nie een van ons het hier sit 'n Zeus of Hercules of enige van daai nonsens nie. Ons is die verganklike mens. En ek wil gou vir julle 'n Psalm wys, want dit is vir my baie belangrik dat ons attent raak. As jy jouself 'n klein letter G wil noem. Psalm 53 vers 2, my eerste ene. Sê vir ons die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak, daar is niemand wat goed doen nie. Ons gaan later in Romeine sien, nie een van ons is goed nie. Dis hoekom ons die Here so nodig het. God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. As jy 'n God op jou eie is, gaan jy nie na God vra nie, want jy het jouself geag as die onverganklike. Die een wat vir my aansluit by dit julle, en ek hoop eintlik hierdie is eendag op my grafsteen. Psalm 50 vers 21 vir die mense wat nie wil luister nie, kom staan eendag op my graf en lees dit. Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg. Jy dink ek is net soos jy. Dis God wat hierso praat. Ek gaan jou straf en jou ordelik vooroorstel, verstaan dit tog o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Maak seker, jy weet wie God is. As jy 'n predikant hoor, daai nonsens sê, sit dit af. Moenie jou ore uitleen aan daai satans praatjies nie. Nie almal wat homself 'n predikant noem en op 'n kansel staan, is van God af nie. Wolwe in skaapsklere staan kerke vol. Ek kan dit verpes as ek hoor hoe predikante hulle self begin ag as hierdie hoë geplaastes van die Here. Waar die Here vir ons sê, jy moet nederig wees, jy moet 'n diensbare leier wees. 'n God op jou eie sê die Here vir jou, my vriend, jy maak 'n baie groot fout want jy dink ek is net soos jy. Dan wonder die mense hoekom die Here hulle bene onder hulle uitslaan, dan sit omdat hy jou gewaarsku het, ek gaan jou straf, en ek sal dit ordelik veroorstel. Ons almal gaan eendag voor die Here staan. Een voor die wit troon, een voor die regterstoel, dit maak nie saak nie, jy gaan voor God staan. En hy gaan hierdie woorde, hierdie aksie en hierdie dade van jou vergeld. Weet wie God is. God sal nooit ons gelyke wees nie, en ons is en sal nooit klein gode wees nie. Julle, die dag wat jy tot sterwe kom en jou verheerlikte liggaam ontvang, is jy nog steeds nie 'n klein God nie. Daar is en sal altyd net een God wees. Dis die een skepper van hemel en aarde. Dis dit. As julle my nie glo nie, gaan breek jou skrifte oop. Nou die deelte in Romeine wat ek agterkom baie mense probeer oorsien. En ek kan dit verstaan, vind ons in 24 tot 32. En hierdie is nogal 'n harde stukkie. Daarom het God hulle ook in hulle begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen van die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid. Hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaardige grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk.
aan die wat dit doen. Hierdie eina. Amen. Ons gaan nou sien, ek is bevrees ons almal staan skuldig om sekere van hierdie goeders. Hierdie is 'n eina gedeelte. Hierdie is die gedeelte waar ek al bid vir die laaste 3 dae. Hierdie is die gedeelte wat my hartklopings gee voordat ek by die kansel kom staan, want dit is 'n verskriklike direkte, harde reguit woord. En dis nie uit my uit nie, Here, dis uit die woord van God uit. Paulus sê hierso op 3 verskillende plekke, God het hulle oorgegee. In elke geval is die oorgee aan sonde 'n gevolg van afgodering, afgoderry die weiering om God die middelpunt en omtrek van alle bestaan te maak, sodat die skepsel in die praktyk bo die Skepper verhewe word. Hulle welliste, dit wat hulle in hulle harte was vir hulle belangriker gewees, as om God te dien. En dan sê dit vir ons, daarom is alle individuele sonde 'n gevolg van die versuim om God te waardeer en te prys as die gewer van elke goeie gawe. Julle Paulus skryf hierdie brief en hy sê vir hulle, hoor, julle is besig om die waarheid te verruil vir 'n leuen. Hy sê vir hulle, daar is so slegs een pad na God toe. Nie verskillende paaie wat ons kan volg, deur verskillende gode te aanbid, verskillende leerstellings te volg nie. Hy sê, Here, daar's een pad na God toe. En dan sê hy vir ons, is nie net die dade wat gepleeg is, die dade wat onnatuurlik was nie, maar hy verwys spesifiek hierso na die hartsogte of die menslike begeertes. En ons gaan nou kyk, hoe is ons soms skuldig aan presies dit. Ons moenie ons fokus net op die een plek sit nie. En hy sê vir hulle, net soos wat afgoderry onnatuurlik is. Dis onnatuurlik om 'n voorwerp te aanbid wat vir jou niks kan maak nie. Sê hy ook vir ons, dit wat hulle hier gedoen het, was onnatuurlik geweest. Dit was teen teenstryd met hoe ons geskape is. Ons het gister in ons manneoggend daarna gekyk. Ons is dalk gelyke geskape, maar ons het verskillende doele en verskillende rolle wat ons moet vertolk. Maar die voorbeeld hierso is, Here, en ek sal nooit 'n grap van hierdie maak nie, want hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat gesinne en families uitmekaar uitskeer. Hierdie is 'n gedeelte wat ouers op hulle knieë het in trane gereeld. Want hierdie goed maak nie vir ons sin nie. As jy 'n kind het wat besig is met hierdie goeders, is dit moeilik. Dis moeilik want jou kind bly jou kind en jy is lief vir jou kind. En ek verstaan dit. Maar ons maak grappe van hierdie goeders, maar die realiteit van dit is wel, God se skepingsorde is so perfek dat as ons 100 mans op 'n eiland alleen sit en ons sit 100 vrouens op 'n eiland alleen en op een eiland sit ons mans en vrouens saam, is oor 100 jaar net een eiland wat nog gaan bestaan. Dis die realiteit van God se skepingsorde. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis die Here wat sê, julle verruil die natuurlike vir die onnatuurlike, julle ontbrand of julle verteer. En dis 'n sterk beeld van kragtige maar vernietige innerlike begeertes. Die sondes waarvan hierso praat is mans met mans en vrouens met vrouens. Ons kan dit nie regverdig nie. Ek het laasweek vir julle gesê, as ek net uit die woord van God uit aanhaal, sal mense my aangee vir haatspraak. Hierdie is een van daai gevalle. Ek haat jou nie. Die Here sê ons moet lief wees vir mekaar. Ons moet liefde en genade aan mekaar betoon, maar dieselfde liefde en genade wat ons gered het, is beskikbaar vir almal daar buite. Of jy skuldig is aan hierdie of nie. Daar is geen regverdiging hier vir die siening dat Paulus slegs misbruikende homoseksualiteit van gepraat het nie, want mense probeer hierdie regverdig weer te sê, dit was mense wat misbruik gemaak het van ander. Ouer mans met jonger seentjies, dis nie wat hy hierso sê nie. Hy praat baie direk van die natuurlike en die onnatuurlike. Hy gee nie 'n ouderdom aan dit dat dit eintlik pedofilie was nie. Hy sê vir ons, dis mans en vrouens wat op 'n manier met mekaar omgang wat God nie ingestel het. Die harde realiteit is, dan sê hy vir ons, julle besef hierso is die gepaste straf die dood. So erg hulle en dis so erg God oor dit is. Vir my is dit so belangrik dat ons moet besef dat hierdie sondes waarvan hy hierso praat, is nie beperk gewees net tot dit. Want ek vind 2 kante van dieselfde muntstuk hierso. Die een kant fokus net op die homoseksualiteit en die ander kant fokus weer net op die ander sondes. En eintlik sê die Here vir ons, wow,
Hierdie sondes is nie beperk gewees net tot daai een ding nie, want op die einde gee Paulus 'n hele katalogus, wat hy sê die Here hou nie van hierdie ding nie. So moenie jy dink jou sonde is minder as die ou langs jou. Die probleem waarmee ons ook sit, is mense wil hulle self partymal so verontskuldig in hulle eie sondes, en hulle probeer dit regverdig, dat hulle nie veroordeling verdien nie. Dit wat ek doen is minder verkeerd as wat jy doen. Die ander probleem wat ons ook mee sit, en ons sien dit vandag se tyd, is hulle het dit goedgekeur en toegejuig. Hulle het op 'n punt gekom wat hulle amper geforseer was om te sê, maar dis oukei. Nou wat gebeur vandag met ons, en hoekom ek sê Paulus kon hierdie brief vir ons geskryf het? Die goed waarteen hy hierso waarsku is volop vandag. En dit gaan nog net erger word. As julle kinders op skool het, sal julle weet, die departement begin al praat van om badkamers unisex te maak, sodat seuns en dogters dieselfde badkamer kan gebruik. Hulle leer ons deesdae dat jy kies die geslag wat jy is. Die Here kies jou geslag, nie jy nie. En hoor my vandag, daar's nie 'n manier wat 'n seun op hoërskool saam met my dogter in 'n badkamer gaan. Ek sal in my lewe dit nooit toelaat nie. Dit is ons plig as mans om op te staan teen die goed. Want dit word genormaliseer. Ons word deesdae geleer, julle, maar dis net liefde. Ons moet net liefde wees. God se liefde beteken nie aanvaarding nie. God se liefde beteken nie goedkeuring nie. Paulus waarsku ons julle dat ons 'n skepingsorde besig is om verkeerd om te draai. En dit is die bewys van die rebellie waarin ons lewe teenoor God. Dis 'n bewys dat die mensdom in rebellie gebore is teenoor God. En as ons dit wil verdedig, wil ek julle vra, kom ons vat dit uit 'n ander oogpunt uit. Iemand wat hier tussen ons sit, is lief daarvoor om mense dood te maak. Dit is sy hartsbegeerte, dis vir hom lekker. En omdat hy dit geniet om dit te doen, en omdat hy lief is om dit te doen, is dit dan aanvaarbaar. Hoekom is die een aanvaarbaar en die ander ene nie? Dis 'n regheid, dis 'n direkte vraag. Maar nou wil ek hierdie vraag tot die res van ons toe aanwend. Ek hou daarvan om te skinder, dis vir my lekker, dit gee vir my baie begeerte om te skinder van ander mense. Is dit reg? Skinder niemand hier nie. Ek hou daarvan om te lieg, dis vir my lekker om te lieg, dit gee vir my begeertes in my hart. Is dit reg as ek lieg? Maar ek weet daarom niemand in die kerk lieg nie. Liefde beteken nie aanvaarding nie. En weet julle, dit is my eintlik so mooi, want eintlik sê Paulus hier vir ons, weet julle wat, soms gaan ons selfbeheersing moet begin toepas. As jy begeertes in jou hart het wat teenstrydig is met God se woord, moet jy dalk daai gedagtes gevange neem en selfbeheersing begin toepas, want dit is 'n vrug van die Gees. Ons moet soms leer, ek sê gister vir die mans hierso, manne, ons moet soms op ons lip begin byt. Voordat jy jou vrou in die grond intrap, voordat jy die woord van God wil gebruik om jou vrou oor die kop mee te slaan, pas met jouselfbeheersing soms toe. En weet jy, as ons welliste het, as ons dinge het in ons hart wat teenstrydig is met God se woord, pas selfbeheersing toe. As jy lief daarvoor is om pornografie te kyk op jou foon, pas selfbeheersing toe. Al gee dit vir jou al die begeertes wat jy wil hê, al is jy lief daarvoor om dit te kyk, is jy reg om dit te doen nie. En dan sê die Here vir ons, al wat jy moet doen is, pas selfbeheersing toe. Ek hoor getuies van mense wat uit homoseksualiteit het gekom en dan sê hulle, julle gaan my nie glo nie, ek het nog steeds soms die begeerte. Maar dan neem ek daai begeerte gevange tot eer en verheerliking van God en ek pas selfbeheersing toe. Ons almal hier het goed wat ons doen teenstrydig met God se woord. Die woord gee ons nêrens die groen lig om te sê, gaan mal nie. Inteendeel sê die Here vir ons, julle, hou op, sondig in opset. Blaai gou vir my na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel en die vuurgloed wat die teenstander sal verteer. Nou hierdie gedeelte wys wel na die Jode wat tot bekering gekom het en weer terug wou gaan in hulle ou leer en in hulle ou wyse. Alhoewel die prinsipie vir my dieselfde is.
Hulle word gewaarsku, julle ken die waarheid, julle weet wat's reg, julle weet wat's verkeerd. Moenie in opset aanhou sondig nie. Die Here gaan jou vergeld vir dit. Die Here gaan dit nie ongesiens laat verbygaan nie, want my ding is, as God werklik jou nommer 1 is, wil jy teen hom sondig. As jy werklik die Here in jou hart het, hoekom het jy die begeerte om te gaan teen God se wil? Dit maak nie vir my sin nie. Julle baie kerke wil nie meer oor sonde praat nie, baie. Want baie mense hou nie daarvan om te hoor hoeveel skiet hulle tekort nie. Ons gaan nou na hierdie lys van Paulus kyk. Want ons lewe in 'n tyd waar alles aanvaar moet word en goedgekeur moet word, maar God se woord sê baie duidelik nee. Dis nie hoe dit werk nie. Weet jy hoe amazing is die Here? Hy gee vir jou daai vrye wil, hy sê vir jou kies. As jy nie met dit saamstem nie, jy hoef nie God te dien nie. Dien jou eie God. Dien 'n God wat jy voel jou goedkeuring gee, maar moenie ons diskrediteer as ons die woord van die heilige God, die skepper van die hemel en aarde aanhaal. Dis my God. Dis die God wat ek dien. Jy hoef nie saam met hom te stem nie, want hy sê ek forceer my nie op jou af nie. Jy hoor die woord, dan gaan jy reageer op die Heilige Gees se aanklaag of nie. Keuse is joune. Ons moet wel nie die fout maak, julle, om net op hierdie hoofteks te fokus nie. Ons moenie die fout maak om net op die homoseksuele dade te fokus nie, want ons doen dit. Ons trap mense in die grond in. Ons hou partymal ouers skuldig vir wat hulle kinders doen. Dis nie wat die woord van die Here sê nie. Ek wil eintlik vir julle sê, bid vir daai ouers ook. Ouers wie se harte breek want hulle sit met 'n onsekerheid. Ouers wie se harte breek oor hulle kinders. En dan bid ons vir daai kinders ook. Ons trap hulle nie in die grond in en sê vir hulle, julle verdien dit nie, ons bid vir hulle. Ons wys vir hulle die genade wat die Here aan ons betoon het, want weet julle wat? Ons almal hierson was ongered op 'n tyd. Niemand word gered gebore nie. Niemand loop die pad wat Jesus geloop het van geboorte af nie. Weet julle die ironie is, jy kom tot bekering en jy loop nog steeds nie daai pad nie. Die kruks van hierso is, ons kan net nie regverdig wat verkeerd is nie. Kom ons kyk gou vinnig weer na hierdie lys. En wees nou eerlik met jouself. Luister na hierdie lys wat Paulus gee, dan sê jy vir my of jy skuldig staan aan enige een van dies. As jy wil, steek jou hand op as ek daar kom. Ja, grap. Hy sê hierso by vers 9 vir ons. Hulle is vervul met ander lande ongeregtigheid, hoerery. Wonder wie het al ooit egbreek gepleeg, wie het al buite die huwelik saam met 'n ander maat geslaap. Boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, jaloesie. Nee, ek was nog nooit jaloers gewees nie. Moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, en weer eens gaan ek vir julle sê, die Here sê vir jou, as jy haat in jou hart ronddra, is jy 'n moordenaar in jou hart. So moord is nie fisiese moord nie. Moord is 'n wrok wat in jou hart ronddra ook. Dan sê hy vir ons nuusdraers, die skinderbekke. Dies wat kwaadsprekers is, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Hoeveel van die goed staan onskuldig aan wat hier sit vandag? Ek sê gister vir Simon, hy met hierdie manne oggend, ek hoor vanoggend sê die band die agter, dit klink vir my daar was harde waarhede gespreek. Die ironie is, daai harde waarhede was net so vir my gespreek ook. Ek het nie daar op 'n troontjie gestaan en hierdie mans in die grond in getrap en vertel hoe verkeerd is hulle nie. Want ek is net so verkeerd. Ek kom net so kort. Ek maak net soveel foute en hier hinder Paulus ons in die woord van God dat jy wat so graag wil fokus op die ander mense se tekortkominge en se sondes, gaan kyk eers na hierdie lys. En ek wil amper vir jou sê, as jy aan niks van hierdie skuldig is, fine. Dan fokus jy op daai ou se sonde langs jou. Dan fokus jy op wat hy verkeerd doen, maar gaan eers deur hierdie lys. En nou moet ek vir julle by sê, God hou ook nie van 'n leienaar nie, so moet nou nie eers lieg nie, hy sien jou hart. Want ons lieg soms vir onsself. O nee, as ek skinder, is nie skinder nie, ek praat eintlik nie die waarheid. Praat daai waarheid voor die persoon van wie jy praat. En hier gaan ek nou vir julle sê, julle, ons almal besef nou, ons staan skuldig. Die wonderlike ding kry ons in 1 Johannes. 1 Johannes 8. En net soos Romeine gaan ek vir ons 2 gedeeltes lees. Eers die slegte nuus, dan die goeie nuus.
Want ek hoor so gereeld, ons sit met baie formidabele Christene van ek doen niks verkeerd. Veral die pastore. En dan sê die Here vir my in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ek vir julle sê ek sondig nie meer nie, dan sê die Here vir my die waarheid is nie in my nie. Wat eintlik vir jou sê die Here is nie in my nie. As ons eintlik 'n bietjie verder gaan, ek nou nie vertel nie, in die vers 10 sê vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan maak ons hom, wie God is, tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. So dit is eens, julle. Almal van ons het eintlik God se regverdige oordeel verdien. Almal van ons wat hier sit het Jesus se kruisdood eintlik verdien. En julle weet ons gaan eendag voor die Here staan en jy gaan moet vergelding gee van alles wat jy gedoen het, alles wat jy gesê het. Die probleem wat ons vind in ons samelewing vandag, en gaan kyk 'n bietjie mooi. Dit begin by aanvaarding. Ons moet dit eers aanvaar, dan word dit genormaliseer. Volgende word dit goed gepraat en die laaste ene is, dit word gevier. Dit is nie van God af nie. En nou glo julle my dalk nie, kan ek julle gou 'n realiteit vertel. Pedofilie. Probeer hulle 'n nuwe naam gee. In Amerika stoot hulle hierdie agenda wat hulle sê, it is not a pedophile, it's a minor attracted person. Want pedofiel is hard. Is nie lekker om my woord te hoor nie. So wat doen ons? Ons maak dit eers aanvaarbaar vir die mense. So in steede daarvan om 'n pedofiel, die siek mens te noem wat hy is, sê ons eerder nee, maar hy is net aangetrokke tot jonger seuns. So nou maak ons dit aanvaarbaar, want dit klink nie so hard nie. Wat doen ons volgende? Ons normaliseer dit. Dit is maar oukei. As die kind gesê dis oukei, dan is dit aanvaarbaar. Die volgende ding wat ons doen is, ons praat dit goed. Ag julle, liefde is mos maar net liefde, man. Daai ou is lief vir die klein kindjie en die klein kindjie is lief vir hom. En dan wat doen ons volgende? Ons parades wat in die strate rondloop en vla waai en ons sê, ons keer dit goed, want nou vier ons dit. Sin is never satisfied. Sonde is nooit genoeg nie. Dit raak al hoe erger en erger en erger. En nou wil ek 'n bietjie hierso harde waarheid met van ons manne hierso praat, en dit is nou nie op enige iemand spesifiek gemik nie, maar dan kyk 'n bietjie en statistieke bewys dit. Jy begin pornografie te kyk. Dit waarmee jy begin is oor 'n jaar nie meer genoeg nie. Jy moet al hoe erger en erger en erger raak. En hulle sê die probleem is baie keer om begin mans hierdie goeters uit te oefen. Dit word eers aanvaar, dan genormaliseer, dan goed gepraat en dan word dit gevier. Ons as kinders van die Here moet hierdie goeters teenstaan. As ons dit nie doen nie, gaan hierdie wêreld om ons uitmekaar uitval en oor 10 jaar deel ons kinders badkamers met mekaar en dan word dit gevier. Want ons is so lief vir almal. Die seentjie kan maar voor my dogtertjie uittrek. Voor my dooie liggaam sal dit gebeur. Ek sê julle dit nou. As ons nie begin opstaan vir hierdie waarhede nie, het ons 'n probleem. Die goeie nuus is, julle, ons het nou gesien hoe skuldig is ons. Die goeie nuus is wel, nie een van ons is op 'n punt waar ons nie gered kan word nie, en dis hoekom ons vandag aan hierdie kosbare tafel sit. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Julle, ons glo vas om God se woord en wat God se woord ons leer. Ons gaan nou sien deur die res van Romeine. Romeine 1 het eintlik net die grondslag en die fondasie gelê vir die res van Romeine. Ons almal het nou gesien hoeveel skiet ons tekort. Later in Romeine gaan ons weer daarna kyk en dan sê die Here vir ons dis oukei. Al skiet jy tekort. Ons het hierdie kosbare tafel waar ons vandag gaan sit en hierdie kosbare tafel beteken vir ons Jesus. Het ons vuil op hom geneem. Niks wat jy al ooit gedoen het is te vuil vir die Here om te vergewe nie. Die vyand gaan jou oortuig, jy is te vuil. Die Here sê vir jou nee, kom. Bely jou sondes voor my, ek was jou skoon. My kind het daai vuil op hom gevat op hierdie kruis. Ek kyk na jou deur my kind. My kind was perfek. God was jou skoon. God gee vir jou reddende krag en hy sê vir jou kom, bring daai vuil na my toe. Julle, hierdie gedeelte het vir ons twee goeters gevra eintlik. Die eerste ding is ons moenie dink ons is beter as ander nie, want ons almal skiet tekort. Hou op neerkyk op mense en dink hulle sonde is erger as joune. Hierdie vraag is eintlik, het ons al werklik die knie voor die Here gebuig?
Het jy al werklik gaan lê en sê, Here, ek wil vandag al my vuil voor U bely. Ek wil vir U sê waar ek tekort skiet. Dan sê die Here vir jou, kom my kind. Ek het genade, ek het liefde en ek het barmhartigheid vir jou. Ek was jou skoon, ek vernuwe jou. Jy word 'n nuwe skepsel. Weet jy hoe kosbaar is dit? Hoe vuil ons ook al is, maak nie saak wat ons gedoen het nie. Ons skiet tekort en Johannes sê vir ons dieselfde, slegte nuus, maar dan gee hy vir ons die goeie nuus. Ons skiet jy tekort, jy's nie verlore nie. Die feit dat jy hier is om hierdie boodskap te hoor, sê vir jou, daar's nog 'n geleentheid om reg te maak. Julle ons roeping hierso, as kinders van God is, ons mag nooit die waarheid onderdruk nie. En ek wil by julle pleit vandag, moet nooit julle harte verhard nie. Paulus waarsku die mense oor dit. Moenie jou hart teenoor God verhard nie. Moenie dit wat in die verlede skeef geloop het teen die Here hou nie, want weet julle, ek sê dit ook op elke begrafenis. Ons fokus soms op die een of twee goed wat die Here nie volgens ons standaard gedoen het nie. Ons mis die duisende goeders wat hy al vir ons gedoen het, dat ons meestal dit nie raak gesien. Julle, ek kan vir julle sê, ons moet altyd met berou na Christus toe vlug en ons sondes voor God bely. Want as ons nie God aanbid soos hy verwag nie, sal wanorde en aanbidding lei tot wanorde en moraliteit. Wat beteken? Ek gaan my sondetjies begin regverdig. My morele standaarde en waardes gaan ek begin verlaag. En jy gaan op 'n punt kom wat jy gaan terugkyk. Ek het hierdie mooiste sê ding gister wat ek vir hierdie manne ook vertel. Slowly and then suddenly. Jy verval stadig en dan skielik. Is jy in die kloue van die Satan so vasgegryp dat jy sien nie meer 'n uitweg nie. Maar ek wil vir julle sê, berus vandag in die wete dat jou verlede sal nie jou toekoms bepaal nie. Rus vandag in die wete dat wat jy gedoen het is nooit te veel nie, dis nooit te vuil vir God om te vergewe en skoon te was nie. Lewe vandag met die wete dat die Here jou met elke asemteug nog 'n geleentheid gee om te bely met berou voor hom. Jouself te verootmoedig voor God en te sê, Here, ek kom vandag op my knieë, want ek besef hoe nodig het ek U. Ek besef hoeveel tekort skiet ek. Here, maar ek dank U vandag vir U genade, vir U liefde, en ek dank U vandag vir U seun se kruisdood, wat my die geleentheid gee om reg te maak met U. Here, dit gaan nie oor 'n gebed wat ek vir jou sê, steek op jou hand en kom staan voor. Dit gaan oor 'n leefstyl. Dit gaan oor 'n keuse wat jy maak, want soveel kerke leer mense om bid die gebedjie agter my aan en jy's recover for life. Dis nie wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê, hulle het die evangelie gehoor. Hulle het berou gehad. Hulle het bely. Hulle het God die Vader aangeneem. Hulle erken wie Jesus Christus is. Nie 'n gebedjie nie. So ek wil jou vandag uitnooi, as jy enigstens twyfel, moenie voorkom staan en moenie jou hand opsit nie. Praat met die Here. Ek kan jou nie red nie. Ek kan jou vertel wat sê God se woord. En dan wil ek jou ook vra, gee gehoor aan God se woord. Maak jou hart oop om te luister na wat die Here vir jou wil sê. Julle en jy gaan partymal maar die knie moet buig. Dis nie altyd lekker nie. Jy gaan partymal moet erken, ek is vuil. Ek het U nodig. Ons almal skiet tekort. Maar God se reddende krag is vir almal hierso beskikbaar vandag. Sluit asseblief my oë. Liewe Here, U ken my hart en U weet hierdie woord was vir my bitterlik moeilik. Here, U weet hoe min wou ek hierdie woord eintlik gebring het vandag. Here, maar dit is vir my so mooi dat ons kan sien U reddende krag is beskikbaar vir almal wat hier sit. Here, ek dank U vandag vir U genade, ek dank U vir U liefde en ek dank U dat U nog nie op een persoon wat hier sit vandag opgegee het nie. Dis vir ons kosbaar om tyd in die woord te kan spandeer en dis vir ons kosbaar om te kan leer wat U vir ons sê, Here, en dis vir my so kosbaar dat ons vandag besef. Ons moet ophou neerkyk op ander mense se vuil en eerder kyk na ons eie vuil en dit voor U kom bely. Here, maar mag ons vandag hier uitloop met die waarheid van die woord in ons harte, dat ons daardeur sal word en sal opstaan en sal ophou bang wees hoe die wêreld ons gaan kritiseer en hoe die wêreld ons gaan vertrap, net omdat ons die waarheid van God wil gaan verkondig. Here, mag ons elkeen vandag hier uitstap as 'n disipel, dat ons mense daar buite kan gaan bereik met die waarheid, Here. Here, ek dank U vir elke geleentheid wat U vir ons skep om nog reg te maak. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen en amen.